Hallo julle, ons was weer terug, ons is nog hier steeds hier in Fordham in Engeland. En ek en Winnie loop hier deur 'n woud en ek sê vir Winnie, kom ons maak 'n video, dit is so 'n pragtige plek hierdie. Voel sing, daar's 'n rustigheid en vrede. En dis ons wat die Here wil hê wat ons moet beleef. So ek nooi vir julle nog saam vandag weer met ons kyk na die tema van oorwinning. Hoe word ons oorwinnaars? Hoe heers ons oor die donker in ons lewe en al die moeilikheid en die probleme waarvan ons hoor, dat dit ons harte nie aangryp nie, maar steeds die vreugde van die Here sou kom beleef. Terwyl ons hierdie forum loop, kom ons op 'n kerkie af. Dis is die kerkie lyk. En wat my hartseer gemaak het, is dat wanneer jy op Google Maps gaan kyk en jy lees 'n bietjie oor die kerkie, dan staan daar permanent gesluit. Daar kom niemand meer soontoe nie. Daar's nie eens 'n kennisgewingbord of enige lese of 'n visie van die kerk nie. Die deur is toe en is oorhandig aan die bewaringsorganisasie hier in Engeland. Toe ek het sien, dat ek baie moedeloos geword. Het my baie frustreer. En het my laat dink ook aan baie mense met wie ek te doen het, wat dikwels so al die potensiaal het om tempel te wees en kerk te wees en getuies vir die Here te kan wees, maar die deure is permanent toe, soos wat hulle opgee en oorgee. En dis waaroor hierdie reeksie gaan, dat ons nie sal oorgee nie. Ek lees van Spurgeon wat op bekering kom, en hy word vertel hoe hy op pad aand, in een aand was sy pad huis toe na sy pa se kerk toe die Sondag, en hy sou dit nie maak nie, en hy stap hier by die kerkie in 'n ander kerkie in. Daar's omtrent net so 15 mense in die diens, en 'n skoenmaker wat die diens hou. Is nie 'n predikant gewees nie, maar sommer iemand in die kerk hou toe nou die diens. Baie eenvoudige man, 'n skoenmaker, en ek dink amper hy was 'n skrynwerker ook, as ek nie mis dit nie. Ek mag die feite dalk verkeerd hê daar. Terwyl hy na Spurgeon kyk, natuurlik Spurgeon is nou 'n jong man wat instap in die kerk, almal sien hom raak, hy's een van feite, wie gaan hom nou nie raak sien nie. Lees die prediker daar die oggend. Die aand lees hy toe die volgende, hy sê daar in Jesaja 45 vers 22, lees ons die gedagte van waar Jesaja sê, God getuig in 'n profesie. Hy sê, kom na my toe, dat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God, en daar is geen ander nie. En hy kom toe tot bekering. Dis die teks waarop hy tot bekering gekom het. Kind van God, lief vir die Here, maar op daai oomblik gaan daar 'n skakelaar in sy hart aan. En Spurgeon word die man in Engeland, wat die meeste mense na die Here toe gelei het. Groot dienste het hulle gehou. Hy het een keer gepreek as 'n jong man, die kerk was vol, die kerk was nooit weer leeg gewees, soos wat hy beweeg het van gemeente, veral in Londen geland het, in een van die groot kerke daar. Die skakelaar het aangegaan. Wat moet ons maak om die kerk se deure oop te kry? Iewers moet die skakelaar weer aangaan en sê, daar is net een God. Jy sien, die deure toegegaan, Wendy sê, het kan ook ander redes wees. Maar iewers het hulle visie van God verloor. Hulle het moedeloos geword. En een vir een het die mense weggegaan. En toe gaan die kerk se deure toe. Daai kerk weer op te maak, maar daar weer 'n herfokus wees. Ons noem dit herlewing in mense se harte. En dit wens ek vir almal wat luister na hierdie video. Ek weet nie waar jy self bevind of jy lyk dalk soos daai kerk. Alles het toegegaan. Jy stel glad nie meer belang in enigiets anders nie. Mag die Here vir jou seën, dat soos my supervisor vandag vir my gesê het, dat daar moet by dop hou, dat ek die ding reg doen, sê, iewers moet die skakelaar net aangaan, die baan wat altyd in 'n verkeerde rigting harte moet stop. En dan moet ons God sien, en dan verander my hart, en ek kry 'n nuwe visie, en 'n nuwe lewe binne in my. En ek wens dit so, vir elkeen van julle, en veral ook, wanneer ek partykeer moedeloos raak, dat die Here my sal herinner daaraan, dat die deure van my hart weer kan oopgaan, en ek die man kan wees waartoe die Here my geroep het. Veral 'n pa in 'n huis, 'n huwelik, sal dit nie wonderlik wees as mense struwel met hulle huwelik, man. Dat jy net vir hom stil sal staan en sê, kom ons verander die paaie, kom ons verander die vrae, kom ons verander die stellings wat ons maak. Net vir 'n slag sê ons, kom ons kyk na God, dat hy vir ons kom leer van liefde. Mag die Here vir julle seën ook in julle ouerskap met julle kinders. So kinders se lewens ook verander. Mag ons die teenwoordigheid van die Here so beleef ook. Kom ons bid net saam. Here, so bid ek vir elkeen wat luister na hierdie video. Kosbare woord wat in ons midde kom lê as ons 'n getuienis vandag saam sê, daar U is alleen, U is die enigste een.
U is die enigste een wat vir ons hoop kan gee en ons oorwinnaars kan maak. Sien elkeen wat luister na hierdie video ook, terwyl ek maklik daar praat vandag, as jy asseblief Here kom raak hulle harte net aan, dat daar iewers net 'n lig aankom. En ek bid so in hierdie dag dat huwelike gered sal word, dat 'n man vandag sy vrou sal vashou en sê, my vrou, God het jou vir my gegee. En as ek jou nie meer lief het, gaan ek gaan leer om jou weer lief te hê. En vrou, Here, dieselfde sal wees vir hulle mans, en mag dit wees dat daar seëninge sal kom oor ouers en kinders ook. Ag Here, kom maak weer die deure oop van ons flenterkerke, ons flenterliggame, ons flentergemoed, en leer vir ons om oorwinnaars te wees. Dat die mense sal kom, en dat ons sal leer om U weer te verheerlik, met ons hele wees en alles wat binne in ons is. Asseblief, Here, kom ontmoet vir ons in hierdie dag. Amen. Ek weet nie vir wie hierdie video is nie. Die Here het weer met my kom praat. Hoop partykeer die benoudheid van my eie hart sê, kom terug. Daar's net een God. En dis die God wat ons lief het. En dis hy wat vir ons hoop gee en ons 'n oorwinnaar maak. Mag die Here jou seën vandag, dat ons weer daai kerk se deure oopmaak. Die mense weer kan inkom, en dat ons die doel kan uitleef in ons lewe waarvoor die Here ons geroep het. Die Here seën vir julle, en mag julle sy teenwoordigheid ook so vandag ervaar. En kom ons erken, God is lief vir ons. Maar ons sê saam, ons is ook lief vir God. Mag hy vir ons so bewaar, dat ons volgende week weer so by mekaar kom, en ons 'n klein bietjie verder nog gaan oor hierdie gedagtes van oorwinning voor die Here. Totsiens, tot volgende week.